107.4. Your heartbeat for Christ. Ja, hartlike goeiemiddag. Dit is nou so 3 minute oor die uur van 12 uur hier op Heartbeat FM, die stasie met die hartklop vir Christus. Ek is Pastor Christo en ons het vandag 'n spesiale onderhoud hier in Oudtshoorn met 'n paar vriende wat al die pad van Ellisras af met fietsse gery het. Nou, ons tegnikus sal nou so 'n bietjie inzoom. Ons het hier in die ateljee, het ons fietsse. Hierdie manne het nou so rukkie terug hier aangekom, al die pad met die fietsse getrap tot en met hierso. En dit is vir ons 'n voorreg om vandag vir hulle hier in Oudtshoorn live op Heartbeat TV te hê en op die radio Heartbeat FM, die stasie met die hartklop vir Christus. Nou wat ons sê Christus, dan beteken dit dat ons is 'n geestelike radiostasie en ons weet dat hierdie saak wat julle aangepak het, is 'n geestelike saak. So, goeiemiddag Dion, baie welkom. Goeiemiddag Christel, baie dankie. Dit is hartlike ontvangs wat ons hier het. En ja, dit is vir ons 'n voorreg om hier te wees. So Nou ja, julle het so 'n bietjie verdwaal hier op die laaste oomblik hier na die Oudtshoorn se ateljee toe, maar ek hoop julle het die pad gevind, al die pad van Ellisras af. Ons is hier. Dit is al 2 weke later, maar ons is daarom hier. Ja, nee, so. Ek wil jy moet graag as vir my net die span voorstel soos wat hulle hier aangekom het. Hulle het letterlik hier aangery met hulle fietsse gekom en dit is vir ons wonderlik om hierdie goeie saak dan ook vir ons luisteraars en kykers te bring. Dankie. So hier aan, ek is Dion Grobler, as iemand nou gewonder het. Aan my linkerkant is Gideon Grobler, dis my seun, hy is nou 15 jaar oud, die jongste in die span. Dan het ons vir Ferdi Jacobs, hy is een van ons ou manne, en dan het ons vir Albert, wat ook een van die ou manne is. Hulle twee doen dryfwerk met die voertuie van ons. En dan het ons vir Ben, welkom hierso, hy is 'n bietjie jonger daarom, en dan een van ons jonger manne, is Chris, Ons werk om net so bietjie. Dan het ons vir Kobus is ook 'n kranige ryer, hy is ons sterk ryer daar, en dan het ons vir Karel de Vries, wat ook een van ons ryers is. Ja, nou ek hoor hy sê hy's 'n kranige ryer, maar julle het almal hier aangekom. So die pad is ver. Of het iemand gejumpo? Nou, dit is wonderlik. Ja, ons wil net vir ons luisteraars daar buite sê en ons kykers op die skerm sal jy nou sien, daar's 'n WhatsApp nommer 078 215 9361. As u dalk wil deelneem aan dit, miskien 'n vraag wil vra of kommentaar wil lewer. U kan dit ook daar op Facebook doen en ons sal dit daar ook vir jou antwoord en dan kan jy deelneem. So Dion, vertel ons nou, wat is die rede? Wat is die rede dat iemand 1700 km aanpak met 'n fiets, 'n telefoon en 'n kar wat 'n bietjie water en kos saamdra en wat is die rede? So Christo, ek dink ek vra myself baie keer daai vraag in die laaste 2 weke. Maar nee, ek moet eerlik wees, ons het Karel, so 2 jaar terug sit ek en hy koffie drink en hy sê vir my, hy het hierdie plan om eendag Kaap toe te ry met sy fiets. Ja. En ek sê vir hom, nee man, dit is laf. Maar op daai stadium dink ek, fietsry klink lekker, ek het nie fiets gery nie. Ja. En ek sê vir hom, ek sal saam oefen. En ons het dit laat gaan, en so ruk terug, so jaar terug, toe begin ons 'n ernstige behoefte ontwikkel om 'n kinder- en jeugsentrum op te rig in Ellisras. Daar's 'n ernstige behoefte vir dit, en ons het toe die 2 idees bymekaar gesit, en hier sit ons vandag. Ons doen dit vir 'n fondsinsameling, om hierdie gebou op te rig. So dis die plan, dis die gedagte. Kilos vir kinders is die projek se naam. So ons sê, ons ry hierdie kilos, juist dat kinders by die Here Jesus Christus kan uitkom. Ja. So, ek dink al wat ek daar wil byvoeg is dat, as jy gedink het, daar's vrugbare grond, let dit by kindertjies. Daar's geen meer vrugbare grond, as om kindertjies by die Here Jesus uit te kry nie. Ja, nee, hulle is die toekoms van môre, en ek dink ons lewe ook in 'n baie moeilike tyd. Vir die kinders om in hierdie era groot te word waarin ons onsself bevind. Ek dink ons wat groot mense is, verstaan nog en sukkel ook met die verandering wat plaasvind in die wêreld. Tegnologie, die manier van dink, die manier van dinge doen, het heeltemal verander van ons jong wees tot nou toe. En vir die jong mense om in hierdie era die standvastigheid in die lewe te kan
verduur, want hierdie lewe is ongenadiglik. Die petrolprys gaan die kinders van die Here nie verby nie. Ons is ook daar, ons moet dit betaal, ons moet deel vorm van dit. So om die grondslag in kinders te lê, is 'n baie geweldige groot taak. Maar nou ja, begin vir ons 'n bietjie vertel, op hierdie reis, en ons wil hê van die ander lede moet ook 'n bietjie saam praat, waar het julle begin, en hoe het julle dit nou verloop tot en waar julle vandag staan in Oudtshoorn? Dit was 'n lang reis. Ons het 'n gemiddeld aangepak van so 116 kilos per dag. En natuurlik in Ellisras begin. Toe het ons oornag in Tabazimbi, Beestekraalstasie daar naby Brits. Toe het ons oorgegaan na Rustenburg, so in die kant van Rustenburg, en ons is oor Ventersdorp, daar oornag. Toe het ons geslaap in Wolmaranstad, Christiana, Kimberley het ons aangekom en ons het ons enigste rusdag gevat. Daar het ons 'n bietjie net die bene laat rus. Daarna het ons weggetrek, na Kimberley het ons geslaap, Hopetown, Bridgetown, en toe slaap ons by die oudste kampterrein in Suid-Afrika, Melton Walt. Wow. En daarna het ons 'n grondpad aangepak, wat uitdagend was, tot in met, wat ons oornag, man, help my gou. Beaufort Wes. Beaufort Wes. Beaufort Wes, Beaufort ja. Wes Ek het geslaap. gesien, ja, daar geslaap, En ja. toe gisterand, toe slaap ons daar, so net aan die kant Klaarstroom op 'n plaas, en hier sit ons vandag, vanaand slaap ons hier by julle. Ja, in en Oudtshoorn. by Klein Plaasies, hy is een van die bekende karavaanparke hier in ons land. Baie oorseese toeriste, as hulle die pad aandurf so met hierdie campervans, dan stop hulle ook by Klein Plaasies. So dit is 'n geskiedkundige oomblik. Nou, kom ek hoor van die res van die span. Hoe het jy dit ervaar? Het was uitdagend geweest ook, maar het was lekker, het is 'n groot belewenis. Ons sien baie mooi paaie, die landskappe is baie mooi. Ons wat van die Bosveld afkom, waardeer 'n bietjie hierdie oop. Hierdie berge nie goed nie. Nee, is baie mooi. Ja. En dan op een of ander stadium in die proses, voel dit vir jou, joh, nee, ek dink jy moes hierdie ding aangepak het nie. Raak 'n mens bietjie moedeloos, raak jy moeg. As 'n pyn wat skielik op 'n plek uitduik wat jy nie geweet het hy moet daar wees nie. Ja, mense raak moeg en partykeer dan pla die krampe en mens voel nie goed nie, maar ja, dis nie lekker van 'n voertuig agter te hê. Weer die eerste dag het ek al gesukkel met krampe vir wat ek die laaste 30 kilos maar in die voertuig geklim het. En dan net so saamry, ja. Ja, maar ophou, dit is nou nie nog nie so ver as dat. Ja, ja. Maar ons het een van ons kollegas wat nou geval het op die tweede dag. Hy het sy skouer seer gemaak. Hy het nou ongelukkig nou nie saam met ons nie. Ja, want dit kan maklik gebeur nie. Op 'n padfiets of 'n fiets jy kan so maklik val. Dis maar deel van fietsry. Ja. Almal het wel geval. Ja, nee, dis wonderlik. Maar Christo, as ek hier kan inkom, is ek dink die oorlog tussen jou twee ore is die ergste. Is die ergste, ja. Nee, die lyf is goed. Ja. Die oorlog tussen jou ore. Ja. So, dan is dit redelik vasbyt. Aha. Maar ek wil net gou aanwas daar 'n bietjie teruggaan na die begin toe. Ja, asseblief, ja. Ek dink luisteraars kan gerus 'n bietjie gaan kyk na kilos vir kiets. Want dit is nie net meer 'n droom nie. Die gebou Ja. is vir my nogal emosioneel. Tuurlik, ja. Is klaar omtrent 50% klaar gebou. So ander ouens ry dit en droom dit en dit moet gebeur. Ons het ouens het al aangaan daar. So die mense het ons al so goed spontaan ondersteun dat dis werklik waar. Dit roer ou's hartsnare. Dat die gebou al so ver kan wees. So tussen dit wat klaar is en die oorlog wat ons voer op die pad, gaan dit goed en dan as 'n ou dit kan sê, en ou hoor altyd die Weskaap word goed bestuur, nee. Ons is nou deur 'n klomp dorpe, nie met 'n kar nie, maar die manne daar bo noord kan 'n bietjie leer van hier af gaan Kaap toe. Dit lyk daarom maar baie netjies en skoon en alles is agter mekaar hier. So 'n kompliment daar vir die ouens hier onder in die Kaap. Dit is wonderlik, ja. Nou, die jong man daar, het jy nie gehoor, hulle het nog nie vir jou gesê nie. Hulle sê as julle in Gourits aankom, die dag daarna draai hulle om en kom julle al die pad terug. Maar dis met die fietser, nie met die kar nie. Oom ek's op vir dit, solank ek skool mis, nee. Ja, dis wonderlik. Wonderlik, want
Hoe het jy dit ervaar? Sover het dit goed gegaan, tot en met daai lang grondpad waarvan hulle gepraat het. Jo, dit was 'n stryd, oom. Yes. Maar andersins, heel goed, oom. Okay. So jy het op geen stadium so 'n bietjie van 'n reis aangesit nie. Teen mekaar 'n bietjie of so nie. Dis die einddoel. Kortetjies. Was dit 'n kortetjies, maar hierdie twee jong manne. Nee, Hulle neem die voortou. Hulle neem die voortou. En die ouer manne, hoe het julle dit beleef om die logistiek aan die agterkant saam te ry? Ja, dit was goed geweest. Party dae het ek voor gery, party dae het ek agter gery. Dus jy kan sien hoe suffer die manne. Daar voor jou as jy agter ry. As jy voor ry, dan sien jy net hulle gaan agter toe, dan moet jy weet. Hulle trek swaar. Ons vanoggend geervaar ook. Ek ry self ook. Ek het al oor 700 kilos gery op die toer. So ja, daar's net een ding en ek het net gesien toe ek ingekom het, is die Engelse gedeelte. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Yes. As ek die oggend na die saal inklim of op hom klim, dan sê ek vir my, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. En ja, ek het nog elke dag so ver het gemaak. Ek het een dag net onder 100 gery, dis toe ons die dis Kantristenburg, die Olifant Snack gery, 98, elke dag oor 100 kilos gedoen. Ja. Môre pak ons die Robinson pas aan. Ja. En hoe oud is jy as ek mag vra? Ek is 64 jaar. 64, daar kan jy dit nou hoor. Ons het hier 'n jong man wat 15 is en een van 64. So die ouderdomsgroep waarin ons onsself bevind is 'n uitdaging op 'n ander vlak. As 'n mens in 'n ouderdom, ek kyk maar vir myself, ek is ook nou 65 en ek sien nie kans om nou met 'n fietsie as huis toe te ry nie. Wat nog van Ellisras af al die pad tot in Gourits te ry. Nou ja, die doel van hierdie program vandag ook is ons wil vir ons kykers en ons luisteraars vra of hulle julle sal verder ondersteun. En hoe doen hulle dit? Deel van die plakkaat wat ons gemaak het, daar's 'n QR code daar. As hulle daar klik, gaan dit ergens heen. Waarheen vat hulle jou? Hoe maak ons? Ja, dit gaan na die Kilos vir Kids, Kilos vir Kinders Facebookblad toe. Ja. En dis die platform waar al ons detail op is. So daar kan jy nou sien wat die doel is en hoe kan jy 'n bydrae maak of wat ook al. Maar in terme van bydrae, dit gaan nie altyd net oor finansiëel nie. Ja. Natuurlik is dit die groot hart van die ding. Maar die gebede help geweldig. Karel het net genoem van die oorlog tussen jou kop. Ek glo dis die gebede wat ons deurdra. So ons het baie mense wat vir ons intree en vir ons bid. Maar dis nie net dit nie. Dit is die wonderlikste ding om op die pad te wees en te sien hoe ondersteun die mense. Het sy hulle loop of hulle in voertuie ry. Ons mense wat waai en hulle cheer en hulle sê, gaan manne, en dan is daar die voertuie wat nie 'n harde, ongeskikte hoed gee nie, maar sommer daai vriendelike tiet. En hulle ondersteun in daai opsig. Ons het plekke gehad, toe ons in Bloemhof kom, was daar 'n gemeente wat vir ons hamburgers en cokes gegee het. Dit was die lekkerste ondersteuning. En dis sommer net, jy weet hier ry iemand saam. Natuurlik dan het ons in verskeie dorpe ook mense wat saam met ons gery het vir ente. Dis wonderlik om te weet, daar's ander ouens wat fietsry en hulle sê hulle klim in vir 'n paar kilos. Dis ook 'n vorm van ondersteuning. Tuurlik, ja. Maar ons hart is om fondse te in en dis die groot doel. En ons het toe ons begin die ding beplan het gesê ons wil kyk of ons by R1 miljoen kan uitkom. Nou ons is nog 'n hele entjie weg van dit af. Ons staan nou so net hier by die 280 winkels of iets gebring het om te eet. Jy weet, dis iets wat uitstaan van iemand se welwillendheidshart. Dis as miskien sulke ervarings wat jy gehad het tydens die rit. Iemand verskeie is gewees terwyl jy dink aan, maar ek sal net so lank sê. Ja. Vir my was dit besonders die fietsryers wat saamgaan. Ek wil dit beklemtoon. Daai ouens wat net daai ente saamry, dit het vir ons geweldig ondersteun. Die mense by wie ons bly is almal so vriendelik. Dis moeilik om een uit te lig want hulle almal was wonderlik geweest. Die landskappe, die goedjies, kom manne, wat staan vir julle uit? Karel? Ja, ek dink
dis net waarmee die ouens ontvang, nee, soos nou toe ons hier in Oudtshoorn of de rust inry, staan daar 'n dame langs die pad, toe sy sê, kom trap, kan ek op jou stuurwiel sit, so, dit is daai klein goedjies, nee, wat die mense ons regtig ondersteun en die ouens deur Meyringspoort sit hulle agter ons ry 40 km/h met 'n voertuig voor agter, hulle sit agter vas en hulle is geduldig, hulle het nie 'n probleem nie. Ja, ons gaan weer af, dan gaan hulle verby en dit is waai vir ons in plaas van baklei met ons. So ons het, en dit het jy die hele tyd ontvaar. So jy die hele tyd guns en daai genade ervaar dat daar rustigheid is, nee. En ons het nou, as jy die nuus luister, is daar nou onlangs 2 fietsryers wat seer gekry het en so aan. Ons het dit nog nie ervaar op die pad nie. So ek dink die Here se hand was regtig met ons, so daai genade en daai net daar wees van die Jesus ervaring wat ons gehad het, nee, in mense, met die voertuie saam, net alles saam, net daai Jesus genade. En dan is het ook natuurlijk in die omgewing wat ons nou ons tans bevind, wêreldwyd is daar kommer oor oorlog, almal wat die nuus gekyk het gisteraan, die dreigemente wat die president gemaak het van Amerika, dat gisteraan kon 'n geskiedkundige oomblik gewees het in die wêreld, waar daar wederwysige oorlog kon ontstaan het, maar is het afgeweer. En ek wil dit nou vir julle bemoedig dat mense is op die oomblik ingestel op wat in die sosiale media's en goede soort vandag se onderhoud gaan op dieselfde platform wees. So jy kom in die aandag van 'n klomp mense wat terwyl daar oorlog is daar wel iemand wat ook iets wil doen wat in die koninkryk 'n verskil maak. En dit is die belangrikheid, want die Here wil altyd hê, dit maak nie saak hoe swaar die omstandighede is of moeilik dit mag wees nie, dat daar altyd iemand is wat besig is om iets te doen, om die lig daar te laat skyn. En soos ek nou na julle kleredrag kyk, julle het ook die stickers teen julle bors wat iets sê, so waar jy ook al stop, al is dit net om te rus, iemand maak nie eens dalk met jou oogkontak nie, maar sien dit raak, en dit stel ook 'n ding vir hulle vry. Die platform wat ons op die oomblik gebruik is Heartbeat TV, ons gebruik dit vir sportuitsendings, ons doen sport by skole, ons het nou 'n hele naweek van rugby in Mosselbaai gehad, wat ons uitgesaai het, en die hele doel agter dit alles is, wie ook al na hierdie program kyk, is die geleentheid om te gaan sien dat daar iets in die koninkryk van die Here gedoen word. En dit stel mense ook bloot, die like en share, as ouens nou hierdie program aanstuur vir 'n volgende persoon, wat moontlik nooit met Heartbeat TV of Heartbeat FM te doen gekry het nie, sal ook nou 'n geleentheid kry. So die platform of die footprint wat 'n mens neersit, is meer as wat ons net vandag in hierdie ateljee ervaar, en die kilometers wat jy gery het. Dit is wêreldwyd. Ons het al verskeie kere al met so 'n program, het ouens van ver in die buitewêreld, het eendag ou tydens 'n program 'n WhatsApp ingestuur van Siberië in Rusland, waar hy dit opgetel het, en het toe met die stasie kontak gemaak, en het was omtrent 'n maand of 2 later, toe stap die ou hier by die deur in. Toe het hy familie in Oudtshoorn, hy het daar gewerk, en dis hoe hy nou maar van dit te hore gekom het, en daar het 'n getuienis uitgekom dat in daardie land mag jy nie die naam van die Here gebruik eers nie, maar hy het op sy tafel 'n Bybel gehad, hulle weet mos nie wat beteken, hoe lyk 'n Bybel nie, en die ou het hom gevra, en toe hy nou inskakel by die program, toe na die program, toe sê hy vir die ou, maar hy is eintlik siek, so mag hulle vir hom bid, maar hulle moet dit net nie op die lig doen of so nie, en ons het die gebid en hy het genesing ontvang. Jy weet, so dit is sulke goed wat gebeur. As 'n mens net een bereik het, dan sê die Bybel het ons dit bereik wat die Here eintlik van ons verwag. So ja, is daar enige laaste woorde wat jy graag vir die gemeenskap wil sê, vir hulle wat nou kyk, julle families, groet 'n bietjie julle families. Ek dink 'n girlfriend verlang sy kou kwai na jou. Ja, joh. Ek dink die groot ding wat ek wil sê is, joh, daar's soveel mense, dankie
vir elke een se ondersteuning. Die ondersteuning is regtig dit dra ons deur. Ons ry deur die Karoo agterbaaie van Meltonwil tot by Beaufort Wes en dit was die mooiste omgewing. En ek maak die opmerking vir die manne, want die maan skyn soms so helder dag. Ek sê as dit nie vir die maan was nie, was ons vandag stoksielalie. Ja. Want ons nie 'n kar nie. Ja. Dis mooi, maar die hele tyd is ons bewus van die ouens wat vir ons intree. Dit Ja. waardeer ons. Die ondersteuning is regtig geweldig groot. So dankie vir elke familielid, elke vriend, elke gemeentelid, elke liewe een reg oor die wêreld. Daar's boodskappe wat reg oor die wêreld na ons toe kom en ons waardeer dit geweldig. En ook vir julle Christo. Baie dankie vir dit wat Heartbeat FM doen. Ons waardeer dit geweldig baie en die feit dat julle ook inkoop in hierdie saak en so, ons ondersteun, ons waardeer dit en mag julle regtig van krag tot krag beweeg en 'n groot verskil in die koninkryk van God maak. Baie dankie. Ja, ons waardeer dit en dit is ons passie. Jy weet, as 'n ligtyd is geweldig duur, maar die radiostasie het 'n filosofie of 'n beginsel wat ons volg. Enige ding wat elders in die koninkryk gebeur, is ons bereid om daarop in te koop. Jy weet, op die huidige oomblik, ek weet nie of jy gesien het, die maan is sigbaar en daar's op die oomblik mense op pad van daar af terug. Selfe oomblik wat julle op die pad ry, besig om die naam van die Here groot te maak, deur fondse in te samel vir 'n liefdadigheidssaak, 'n saak wat in kinders se lewens sal belê. En dit is 'n wonderlike ervaring. Enige iemand anders dan nog 'n laaste woorde vir iemand daar buite? 'n Vrou net bemoedig om te sê ek is oor 'n paar dae by die huis. Moenie worry nie. Ja, oor 'n paar dae maandag volgende week laatmiddag behoort ons by die huis te wees. Ja, Byt vas. Sê. Wonderlik. Nee, jy het ingeskakel op Heartbeat FM, die stasie met die hartklop vir Christus. Dit was vir ons 'n voorreg om vandag vir hierdie span Kilos for Kids in die ateljee te hê met hulle fietse. Het so passie aangekom in Oudtshoorn so rukkie terug en gaan hier vandag oornag en dan môre die eindbestemming is. Ja, ons gaan nie heeltemal tot by Gourits môre nie. Ons gaan net hierdie Robinsonberg aanpak. Hy lê soos 'n berg voor ons. Ja. Maar en dan sal ons Vrydag 'n bietjie verder gaan. Saterdagoggend, kan ek dit sê? Ja, jy kan dit asseblief. Ja. Saterdagoggend 9 uur is ons van plan om in Gourits by die parkering daar by die strand aan te kom. Dit sal vir ons die wonderlikste ding wees as al mense in daai omgewing is wat vir ons kan kom ondersteun en net kom 'n hande klap gee en sê knap gedaan. Ja. Iets in die lyn. Dit sal reg Saterdagoggend 9 uur is ons van plan om daar aan te kom. Sê daai het jy dit nou en jy kan nou regtig inskakel op hierdie radio en ook op die platform van Heartbeat TV en dit was vir ons ook 'n voorreg om dit as 'n uitsending te gebruik om in die koninkryk ook 'n verskil te maak. So bly ingeskakel, stuur hierdie aan vir jou vriende en ondersteun, gaan like en share en op die platform het ons daar 'n so embleem gesit. Op dit is daar die daai kode wat jy kan op klik en die QR code en dan jy kan direk sal jou na die platform toe vat waar jy dan ook 'n donasie kan maak of meer inligting kry oor hierdie program. So ons sê vir julle sterkte. Hy wil nog ietsie sê? Ja. So net altyd lief Jesus, lief jou naaste. Sê. Dis 'n wonderlike woorde. So vir hierdie oomblik gaan ons nou terugskakel na ons ateljee in George en baie dankie dat u ingeskakel het. Heartbeat FM, die stasie met die hartklop vir Christus. Ek is Pastor Christo, sê nou eers totsiens.